Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die vreemde daad van God. Want die Here sal hom gereed maak soos by die berg Perasim. Hy sal aanstorm soos in die dal van Gibeon om sy werk te doen. Vreemd is sy werk, en om sy daad te verrig, ongehoord is sy daad. Jesaja hoofstuk 28 vers 21. Met onfeilbare akkuraatheid hou die oneindige steeds rekening met alle nasies. Terwyl sy genade aangebied word, met oproepe tot bekering, sal hierdie rekening oop bly. Maar wanneer die syfers 'n sekere bedrag bereik wat God vasgestel het, begin die bediening van sy toorn. Die rekening word gesluit. Goddelike geduld hou op. Daar is geen meer smeekbedes om genade namens hulle nie. Die profeet, wat deur die eeue heen kyk, het hierdie tyd voor sy visioen voorgelê. Die nasies van hierdie era was die ontvangers van ongekende genade, maar toenemende trots, hebsug, afgoderry, minagting van God en lae ondankbaarheid word teen hulle geskryf. Hulle sluit vinnig hul rekening met God af. Die krisis kom vinnig nader. Die vinnig stygende syfers toon dat die tyd vir God se besoeking amper aangebreek het. Vir ons barmhartige God is die daad van straf 'n vreemde daad. So waar as ek leef, spreek die Here gewis. Ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Jesegiel hoofstuk 33 vers 11. Tog sal hy geen eens die skuldige vryspreek nie. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag, en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Eksodus hoofstuk 34 verse 6 en 7 en Nahum hoofstuk 1 vers 3. Deur verskriklike dinge in geregtigheid sal hy die gesag van sy vertrapte wet bevestig. Die erns van die vergelding wat op die oortreder wag, kan beoordeel word deur die Here se huiwering om geregtigheid te volbring. Die nasie met wie hy lankmoedig is en wat hy nie sal slaan totdat dit die maat van sy ongeregtigheid in God se rekening volgemaak het nie, sal uiteindelik die beker van toorn drink wat nie met genade gemeng is nie. Nadat God alles gedoen het wat gedoen kon word om mense te red, as hulle steeds deur hul lewens toon dat hulle die genade wat hulle aangebied het, geminag het, sal die dood hul deel wees. En dit sal 'n verskriklike dood wees, want hulle sal die pyn moet voel wat Christus aan die kruis gevoel het. Hulle sal dan besef wat hulle verloor het, die ewige lewe en die onsterflike erfenis.